Die woord van die Here saam ons oop te maak by Matteus, die 4de hoofstuk. En nou ja, baie bekende gedeelte, het handel oor die versoeking van die Here Jesus. Ons gaan daar vanaf die eerste vers, gaan ons dan ook so saam lees dan. Matteus hoofstuk 4 lees ons saam vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. En Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit ook so seën, kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir u liefde, dankie dat u getrou is, en nou wil ons ook hierdie woord, Here, aan wat ons saam gelees het, vra dat u dit sal seën in ons harte, hierdie oomblik wat ons hier is om u te soek en voor u aangesig is, Here, dat u met ons sal wees, dat u vir ons werklik nader aan u sal trek, en dat u verheerlik sal word. Dankie, ons bid vir elkeen wat in benoudheid is, elkeen wat voor groot uitdagings staan, en mense wat dalk nie weet watter kant en watter rigting en hoe om te doen, Here. Dankie dat u daar is om leiding en wysheid en insig te gee. Maar u is ook daar, Here, om mense te verlos en vry te maak van enigiets waarmee die ou duiwel hulle wil vang en vasbind. En Here, om hulle blydskap en vrede in u te steel. En ons dankie, Here, dat u gekom het en die oorwinning behaal het, en dat ons in u, Here, hierdie wonderlike oorwinningslewe kan ervaar. U het dit kom gee vir elke mens op hierdie aarde, en daarom het ons sekerlik nodig om ag te gee op u woord, gehoorsaam daaraan te wees, en dit nie net te hoor nie, maar ook te doen, en dat u verheerlik sal word. Baie dankie, ons kan saam bid vir ons land, ons bid vir ons kerk. Here, as ons dink aan wat in die wêreld besig is om te gebeur, dan wil dit vir ons baie duidelik lyk dat die skrif is besig om in vervulling te gaan net hier voor u koms, en dat u naby is om te kom. Ons hoor van Iran en Israel se oorloë, Here, ons hoor hierdie dinge, en ons sien die dinge wat daar gebeur, dan besef ons, u koms moet naby wees. Daarom vra ons, Here, gee dat ons in hierdie tyd opnuut sal besef waaroor die lewe gaan, en dat dit oor u gaan, en dat ons een van die dae voor u mag staan, en Here, en dat ons daarvoor u verantwoording sal doen, daarvoor u, Here, wanneer u ons gaan beoordeel, en dat ons nie beskaamd voor u hoef te staan nie, maar gereed, en Here, in volle sekerheid, en ons dankie dat u dit moontlik kom maak het. Seën dan nou vir ons, en ook ons samesyn. Amen. Nou, lieve vriende, na aanleiding van die woord van die Here wat ons saam gelees het, is dit seker nou nie te moeilik om te weet waaroor ons met u gaan deel nie. En dit waaroor ons met u wil deel, lieve vriende, is oor versoeking. En ek is amper in die, moet ek nou sê, is ek nou amper in die versoeking om u nou te vra. Wanneer laas is u versoek deur die duiwel? Nou ja, dis nou u eie antwoord wat u nou dink. En as jy 'n kind van die Here is, liewe vriende, dan sal jy sê, dit gebeur elke dag. Daar's nie 'n dag wat dit nie verbygaan nie. So baie soos wat die wolke is, liewe vriende, en so groot soos wat die see is,
soos die versoekinge wat kom na die kant van die Here toe. Maar die wonderlikheid van dit is, al is hulle hoe baie en hoe groot, daar is oorwinning. Die Here gee absolute oorwinning. En dis juis in hierdie saak wat ons moet weet, dat die duiwel het niemand ontsien van versoeking nie, liewe vriende. Daar is nie iemand wat in hierdie lewe op 'n plek sal kom om te sê, jong, ek is nou so verskoon dat ek dit so uitdruk, ek is nou so heilig, asof jy nou klaar hoogmoedig geword het, nou ek is nou so heilig en ek loop nou al so lank pad met die Here, die duiwel kan my nie meer versoek nie. Dit sal niemand ooit kan sê nie, liewe vriende, en daar's baie mense wat hierdie houding amper inneem, ag, ek word nie meer versoek nie, want ek is nou al so geestelik so sterk. Wel, die Here Jesus het geen sonde in hom gehad nie, en hy was versoek in 'n vele opsigte deur die duiwel. Hierdie was nou die versoeking hier wat ons van lees, maar in die Bybel verder was daar baie versoekinge wat na die Here toe gekom het. Toe hulle die Here koning wou maak, toe die Here gegeesel was, toe hy in die kruis was, liewe vriende, met die disippels se optrede. Hoeveel keer het die duiwel nie probeer om die Here te ontmoedig, veral deur hulle optrede, dinge wat mense gedoen het. Hoeveel keer is dit, liewe vriende, wat die duiwel sekerlik probeer kry het dat die Here sonde moet doen, juis vir hierdie rede dat hy nie aan die kruis kan sterwe nie. En daarom is dit so wonderlik om te weet, die Here het elke versoeking van die duiwel het hy teëgestaan. Ons lees nou van hierdie 3 in hierdie 40 dae wat die Here daar was, maar daar was sekerlik meer waarmee die duiwel gekom het, en hierdie 3 word uitgelig omdat die Here dit vir ons hieruit iets wil kom leer. Nou, ek wil heel eers net hierdie teksvers vir u lees, dan in Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. En ek wil heel eers dit kom sê, kind van die Here, daar is oorwinning oor elke versoeking. Ons hoef nie toe te gee nie. Ons hoef nie te val in die stryk en in die set wat die ou Satan daar plaas nie, ons hoef nie. Daar is wonderlike oorwinning. Maar dit beteken nie net dat ek in die regte verhouding met die Here moet wees nie, maar dit beteken ook dat ek ook moet waaksaam wees om die versoeking van die duiwel te sien. Want ek dink elkeen van ons wat hier so is, sal sê, daar sekere versoekings van die duiwel wat so subtiel gekom het. Dit het so, kan ek sê, so mooi gekom. Jy moes baie geoppas het, of as jy dan nog geval het, het jy agtergekom, het jou gevang. En dank die Here, hy kan herstel as ons geval het, maar die plan en die werking van God is, dat hy elke versoeking moet teëstaan. Hoor nou mooi, dis nie skriftuurlik reg om te sê, ag, ek is ook nou maar net mens, ek het ook nou maar 'n swak plekkie, dis nie reg nie. Die Here het juis vir ons kom wys, dat elke versoeking wat die duiwel na u toe bring, u kan oorwinning hê. U hoef nie toe te gee nie. Hoor nou hierdie volgende belangrike ding. Baie belangrik nou. Dis nie sonde om versoek te word nie. Dis sonde wanneer ek toegee aan die versoeking. Dis sonde. Die duiwel kom soms en hy plant 'n gedagte in jou kop. Dis nie sonde as die gedagte inkom nie, maar as ek hierdie gedagte begin bedink en ek begin daarmee aangaan, liewe vriende, dan dis wanneer dit sonde gaan word. En dis hier waar ons sekerlik moet weet om te waak in versoeking. So kom ons gaan vanoggend net so na die 3 versoekings kyk. En die eerste versoeking wat daar was, liewe vriende, lees ons daar in vers 3 en 4 daarvan. Hy sê, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat jy die brode klippe word. En dan die antwoord van die Here, en dan die Here sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En hierdie duiwel probeer dat die Here Jesus 'n wonderwerk doen, buite die wil van die Vader. Nou, liewe vriende, daar is geen twyfel dat die duiwel die Vader se uitspraak gehoor het, net so rukkie voor dit, toe die Here Jesus daar by die gesalf was vir sy aardse bediening met die doop in die Jordaan. Lees ons daar in Markus 1 vers 11, en daar 'n stem uit die hemel gekom, u is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Die duiwel het dit gehoor, en net na hierdie doopgeleentheid is die Here Jesus deur die Heilige Gees die woestyn ingelei, en toe kom die versoeker, die duiwel, met die versoeker. So hy het geweet met wie hy te doen het. Hy het geweet, hy het met die seun van God te doen, wat enige iets kan doen, niks is onmoontlik vir hom nie.
Ons weet mos nou in die Bybel, die Here het hoeveel mense aangeraak, melaatsheid wat 'n onmoontlike siekte vir mense was om te genees, het die Here hoeveel van genees, blindes, lammes, die Here duiwels uitgedryf, hy het geweet die Here kan al hierdie dinge doen. Wat is dit nou om van klippe brode te maak vir die Here? Wat sal dit nou wees? Nou, liewe vriende, so hy het geweet met wie hy te doen het. Net so weet die duiwel ook as hy met u en my ook te doen het. Hy weet waar ons is geestelik. Hy weet presies waar ons is geestelik. En daarom sal hy met so versoeking kom, liewe vriende, om dit dalk vir ons maklik te maak om te oortree dan ook. Daar was verder geen twyfel dat die Here klippe en brode kon verander het nie, liewe vriende. Niemand kon dit betwyfel dat die Here dit kon doen nie. Kon God dit gedoen het? Sekerlik kon die Here Jesus dit gedoen het. Maar waarom het die Here dit dan nie gedoen nie, liewe vriende? Want dit sou nie tot eer van God wees nie. Dit sou nie tot eer van die Vader wees nie. Dit sou nie tot eer van die saak van die evangelie wees nie. En dit was ook nie die wil van die Vader dat dit moes gebeur nie. En dis hoekom die Here dit nie gedoen het nie. Nou, liewe vriende, u sien, ons moet weet dat ons geestelike krag moet gebruik, liewe vriende. En as die Here Jesus hierdie geestelike krag nou so gebruik het om die brood of die klippe in brode te verander, dan sou dit sy gebrek aan sy geloof in sy Vader openbaar het. U sien, dit sou gewys het dat die Here Jesus onafhanklik optree van sy Vader. En dit het die Here Jesus nooit gedoen nie. Die Here by verskeie geleenthede gesê, net wat die Vader vir my sê, het ek vir julle gesê. Dit wat hy vir my sê om te doen, dit het ek gedoen. So nooit het die Here Jesus onafhanklik van God die Vader opgetree nie, liewe vriende. Ons kan dit sê, die Here het nooit sy eie ding gedoen nie, liewe vriende. Hy het altyd in samewerking met God die Vader gewerk. En hier het die duiwel op 'n manier gekom, liewe vriende, om te probeer, dat die Here Jesus op sy eie moet funksioneer. En dat hy nie meer afhanklik van die Vader moet wees nie, dat hy buite die wil van God die Vader moet beweeg. En nou moet jy weet, dis een van die wyses waarop die versoeking na ons kant toe kom, dat die duiwel wil hê, jy moet buite God se wil beweeg in u lewe. Hy wil vir u dalk deur selfs vir u mag te gee, liewe vriende, hoor nou, jy kan klippe in brode verander. Hy gee vir jou mag. Jy kan mag kry, jy kan nou een of ander posisie beklei, jy moet net bietjie oneerlik wees. Dan kan jy dit kry. Jy moet net 'n klein wit leentjie vertel. Dan kan jy so bietjie belangriker wees. Jy moet net buite God se wil beweeg. En dit is wat die duiwel graag wil hê, liewe vriende, wat moet gebeur. Die Here Jesus se antwoord daarop, liewe vriende, openbaar sekerlik die hart van die Here. Dat die Here gesê het, hy sou eerder van honger sterf, as om buite die Vader se wil te beweeg. Dis nou na 40 dae, wat die Here gevas het, sê die Bybel. 40 dae wat die Here gevas het. En hier kom die duiwel en sê, jong, nou wat is na so 'n lang vas, eet is nogal 'n ding, iewers moet jy begin eet. En hy kom en hy bring en hy sê, maak brood, dan kan jy mos nou eet. En die Here sê vir die duiwel, ek sal eerder van die honger sterwe, as ek dit daarop kan neerdruk, as om buite God se wil te beweeg. En dit het die Here Jesus op die ou end gedoen, liewe vriende. Hy het eerder gesterwe, as om buite God se wil te beweeg. Want hy het mos in Getsemane gesê, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En hy het aan die kruis, het hy sekerlik sy lewe kom gee, liewe vriende. U sien, dit het vir die Here Jesus alles beteken, om die wil van sy Vader te doen. En daarom sal hy enige iets sekerlik laat gaan het, of laat staan het, of gedoen het, om net binne die wil van sy Vader te bly, en dit het die Here gedoen. Nou kind van die Here, u moet weet, dat die duiwel gaan vir u op hierdie plek bring, liewe vriende, en hy wil u buite God se wil kry. Die vraag is vanoggend, is ons so aan die Here oorgegee, dat ons die volgende sal sê, ek sal eerder swaar kry, en eerder binne God se wil bly, as wat dit met my goed gaan, en ek beweeg buite God se wil. Liewe vriende, die duiwel moet ons nie kan omkoop nie. Die duiwel moet ons nie kan omkoop nie, liewe vriende. Hy moet nie dit vir ons op so 'n manier so maak, dat ons dink, ag, dis sommer nou 'n maklike ding, dat ek kompromie maak met die wêreld,
om hulle guns te wen, en ek beweeg buite die wil van God nie. Dis die probleem, liewe vriende, as ons kompromie begin maak, dat ons die vlees begin versadig, en nie aan die Heilige Gees van God gehoorsaam is nie. En dit het die Here vir die mense ook in Johannes 6 vers 26 gesê. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. So die Here sê, hoekom julle my eintlik nou maar kom soek is oor die tydelike dinge wat julle ervaar, dis al. Want dit is nie regtig dat julle in julle hele wese aan my oorgegee is, om my toegewy is nie. So kind van die Here, in watter opsig is die duiwel besig om in u lewe te probeer, om u buite God se wil te kry? En buite God se wil beteken nie net die planne wat ek het, wat ek wil doen nie. Daar is God se wil vir u huwelik. Daar is God se wil vir u gesin. Daar is God se wil vir u werksomstandighede. Daar is God se wil, liewe vriende, oor my vrye tyd. Daar is God se wil vir elke aspek van my lewe. Is ek binne God se wil in elke aspek van my lewe? En dis wat die duiwel probeer om ons te versoek om buite sy wil te beweeg. As u daar by die werk veronderstel, buite God se wil beweeg, liewe vriende, en u openbaar byvoorbeeld nie meer die vrug van die Gees nie. Dit is baie keer moeilik met lankmoedigheid teenoor sekere omstandighede en mense. En liewe vriende, en ons doen dit nou nie, liewe vriende. Dan kan dit daar by die huis kan dit goed gaan, want ek gaan nog daar die vrug van die Gees openbaar en by die kerk en waar ook al. Maar nou doen ek dit nie by die werk hier, liewe vriende. Ek beweeg daar buite God se wil. Wat dink jy gaan gebeur? Daar kom nie goeie gevolge nie. In my eie geestelike lewe, hoor nou, dit gaan nie lank wees nie. Dan gaan hierdie ding oorspoel na die huis toe. Dit sal oorspoel na die ander plekke toe. En daarom moet ons waak, Here, dat dit nie op enige aspek in my lewe, dat ek buite God se wil sal beweeg nie. Die tweede versoeking wat daar was, liewe vriende, is, daar is nou 'n blou blaasies, jy nou nie mooi kan sien dalk nie. En u wat nou lief is vir die see, en by die see is, as jy daarom maar op so 'n warm dag daar aankom by die see, en jy wil gaan swem, in die water lyk so mooi, en jy loop so af en jy kom by die strand, en toe jy op hierdie strand kom, toe lê daar, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, sulke strepe, blou blaasies, op die strand lê hulle so. Party lê sommer so, ek noem dit sommer so in sulke trosse by mekaar, hulle sê in sulke hoope lê hulle by mekaar. Wel, dan sal ek reken, jy sal redelik dom wees om dan te gaan swem. Want as een van hierdie ouetjies jou bykom, is dit geweldig seer. Ek weet nie of jy as kind of dalk as groot mens deur een van hulle so gesteek is nie. Dis 'n geweldige pyn wat daar is. Maar liewe vriende, in daai oomblik as jy hierdie blou blaasies sien, wat doen jy? Jy laat vaar jou begeertes vir die swem en vir al die see dinge en jy gaan maar terug. En dan dink ons sal later weer kom en dan miskien is dit dan beter. Maar liewe vriende, dit is die tweede versoeking, is wat die duiwel wil gehad het. Hy wil gehad het, die Here moes buite God se beskerming beweeg. Buite God se beskerming beweeg. Nou as jy daar op die strand kom, liewe vriende, en jy sien die blou blaasies, dan die Here vir jou 'n verstand gegee. En jy weet, as ek nou in die water ingaan, en nou blou blaasies steek my, is dit nie die Here se skuld nie. Dit is jou eie onnooselheid. Jy het buite God se beskerming beweeg. Hy het die lyn vir jou gestel, sommer 'n blou lyn daar vir jou gelê. Moenie ingaan nie, moenie ingaan nie. Maar nou besluit ons, nee, maar ek wil nog steeds ingaan. En baie kinders, groot mense, hulle kindertjies, ek wil gaan swem. Nee, jy kan nie, is blou, nee, en hulle begin te huil en sê, okay, kom ons gaan maar in. En as hy, en ek het dit gesien, en daai blou blaasie vir daai mannetjie slaan, liewe vriende, dan huil hy. Dan is dit nie hierdie manipulerende huil wat hy nou gehad het nie, nee, dan huil hy. Nou, liewe vriende, ons kan nie dink dat ons buite God se beskerming beweeg en die Here gaan ons bewaar nie. En die duiwel kom met hierdie versoeking na die Here toe. Ons lees dit daar vers 5 en 6 staan hierdie woorde. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad,
Kyk hier die wonderlike plek waartoe hy die Here neem, na die heilige stad, en laat hom op die dak van die tempel staan. Wat 'n wonderlike plek. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee gaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So jy moet nou mooi verstaan wat die duiwel sê. Die duiwel sê vir die Here, spring af, dis so goed, ons gaan klim bo op hierdie dak. En ons sê, en die duiwel sê vir jou, spring af, want die Here sal jou mos bewaar. Nee, dit is nie God se opdrag om af te spring nie, een. Ek kan nie die Here versoek oor hoe hy my moet bewaar, as hy vir my die gesonde verstand gegee het, jy afspring as jy dood. Kyk net hoe vroeg het die duiwel probeer om die Here Jesus dood te maak, né? Want dis wat met die Here so gebeur het, as hy daar afgespring het, want die bewaring van die Here sou nie daar gewees het nie, want dis buite God se wil, weer eens wat daar opgetree sou word. En dan, liewe vriende, lees ons hoe die Here hom antwoord. Die Here sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En dis hoekom die Here hierdie woorde vir hom gesê het, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Waarom? Want jy wil hê ek moet buite God se bewaring beweeg. Ek kan mos nou nie verwag die Here my bewaar as ek so dom ding doen nie. Nou, liewe vriende, die dak van die tempel was 137 meter hoog, sekerlik 'n val wat geen mens sou oorleef nie. En dan gebruik die duiwel nogal Psalm 191, die Psalm wat juis oor bewaring handel. Baie mense het hierdie Psalm agter op hulle kar, byvoorbeeld. En nou ja, ek sê nou nie dit gaan bewaar nie, maar hulle het hierdie Psalm agter op hulle kar, en hy gebruik vers 11 en vers 12 daarso. En ons wil dit vir u graag lees, en u moet nou kyk wat daar staan. Hy sê, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. En hy sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Nou, liewe vriende, daar is nou, terwyl die duiwel juist die Bybel ook aangehaal het, en kyk nou die misleiding wat hy hier doen, kyk net hoe geweldig, vindingryk is die duiwel om mense te mislei. Hy gebruik selfs die Bybel, liewe vriende, maar net 'n sekere deel, hy laat hierdie deel weg om jou op al jou weë te bewaar. Die einde van vers 11. Los hy uit, hy het dit nie bygesit nie. En liewe vriende, dis die deel wat die duiwel uitgelaat het, want dit sekerlik hierin wat die Here sekerlik sou weet, en wanneer iemand dit sou lees, op al my weë te bewaar, Here, in alles wat ek doen, so u het vir my gesonde verstand gegee, ek kan nie hier afspring nie, ek gaan dood wees. Dis deel van God se bewaring. En hierdie laat hy uit, liewe vriende, net om 'n mens te kry, liewe vriende, om buite God se beskerming te beweeg. Dis presies wat hy wil hê, liewe vriende. Hy wou die Here Jesus 'n oomblikse roem gee. Hier op die tempel, kyk hierdie wonderlike ding. 'n Oomblikse ietsie, hierdie wonderlike uitsig, hierdie heilige plek waar daar is. En om die Here amper op 'n plek te bring om te sê, bewys dat u die seun van God is. Bewys dat u die seun van God is. Hoe moet u dit bewys? Spring van die dak af. Nou, liewe vriende, dink jy die duiwel is anders met ons? Die duiwel kom met presies dieselfde versoeking na ons toe in vele opsigte om buite God se bewaring te beweeg. Vir hoeveel het hy nie al gesê, ag man, net een keer, doen dit net een keer. Probeer dit net een keer. Hoe sal jy nie weet nie as jy nie probeer het? Waarvoor is die sondaars lief om te praat, liewe vriende? Hulle sê, het jy self al dwelms gebruik, of het jy al self dronk gewees? Nee, ek het nie. Moenie met my praat nie. As jy dit een keer doen, dan sal ek met jou praat. Nou kom die duiwel en sê, jong, as jy bekommerd oor hierdie siel, wil jy hê hierdie ou by die Here uitkom, dan moet jy een keer saam om iets drink. En liewe vriende, nee, jy beweeg buite God se bewaring. Die duiwel gaan jou vang, hy gaan jou lewe verwoes. Dis dalk nie 'n een oomblikse dood soos wat ek van die dak afspring nie, maar dit gaan my vang oor die tyd. En ek gaan sekerlik mislei word deur die duiwel en ek beweeg buite God se bewaring. As u en ek sou kies, liewe vriende, om doelbewus sonde te doen, dit wat ons weet wat teen God se wil is om te doen, dan beweeg ek mos buite God se bewaring. As jy kies om iets te steel,
Beweeg jy buite God se bewaring? Jy kan nie dan, liewe vriende, weghardloop en sê, Here, help my nou dat die polisie my nie vang nie, of as ek dan in die tronk beland, Here, help en bewaar my nou hier in die tronk nie. Jy het buite God se bewaring beweeg. En liewe vriende, dis hierin wat die Here sekerlik vir ons as sy kinders waarsku, moenie dat die duiwel jou kry om onder my bewaring uit te beweeg nie. En hoe hy dit doen is, liewe vriende, hy wil jy kry om sonde te doen. Dinge wat u weet, dit is buite God se wil, dis teen God se wil, dat hierdie dinge gedoen moet word. Dinge wat u weet, hierdie is sonde, vir alle mense, dis sonde, moet dit nie doen nie. En as jy daarmee besig gaan wees, liewe vriende, hoor nou, u beweeg buite God se bewaring. En u hoef nie. Dis die wonderlike nuus. U hoef nie. Moenie laat die duiwel u vang om u geestelikheid te probeer bewys nie, liewe vriende, te wys hoe geestelik ek is en op so 'n manier buite God se bewaring te beweeg, want dis wat ook in hierdie versoeking gebeur. As jy van die dak afspring, dan sal ek nou weet jy is God. Dis wat die duiwel sê. Asof die duiwel dit nou nodig het om te weet die Here Jesus is God. Die Here het mos nou net, God die Vader het mos nou net 'n rukkie vroeër gesê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag het. Luister na hom, ook die duiwel. Luister na hom. En dis wat moet gebeur, liewe vriende. En daarom moet ons nie op hierdie plek kom om dat die duiwel ons hierin kan vasvang nie. Liewe vriende, as ons kyk na die antwoord wat die Here gee, dan sê ons, jy weet, die Here sê vir hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daarom, vra dinge, jy vra van my om dinge te doen wat nie welgevallig is voor God nie. Dis die antwoord wat sekerlik gegee moet word. Jy vra van my om dinge te doen wat nie tot eer van die naam van die Here is. En ek het nie nodig om aan die duiwel of enige ander mens my geestelike stand of posisie te bewys nie. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Dit gaan oor jou eie verhouding met die Here. En waaroor gaan dit? Gehoorsaamheid. U sien, dadelik neem dit hierdie ding weg van beïndruk. Ek moet nou hierdie beïndruk of daai beïndruk, want dis waaroor dit gaan hierso. En hulle wat sê, Here, ek wil reg bly, hulle kom net nie op daai plek om te sê ek wil ander mense beïndruk nie. Dit gaan absoluut die hele tyd gefokus, ek wil die Here my God nie teleurstel nie. Ek gaan hom nie versoek deur hierdie onnoosel ding in te doen as die strand vol blou blaasies lê om in te loop in die see nie. Vir my die plekke, sê die Bybel, waar die pla val. Kind van die Here, jy hoort nie by 'n dronkpartytjie nie. Jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie tussen die leenaars en die oreerders en die sondaars nie, jy hoort nie tussen hulle nie. As jy by jou werksplek is en die mense is daar, dan is dit so, dis jou werksplek en jy moet daar getuie wees, maar daar waar ek uit vrye wil kan wees, jy hoort nie daar nie. Vir my die plekke waar die pla val. Daarom moenie buite die wil van God beweeg nie. Het is nooit reg om buite God se wil op te tree, liewe vriende, ongeag die uitkoms nie. Ek dink die les en die doel ook hierin is, die doel heilig nie altyd die middele nie. Dis nou 'n belangrike ding hierdie, want dit het nogal in die kerk begin gebeur, ook liewe vriende, hierdie selfde ding. Is hierdie versoeking in die kerke ook ingebring. Daar's op 'n stadium in die kerke hierdie geweldige aanslag, en verskoon my as ek dit sê, ek dink daar's baie kerke wat daarin geval het. En weet jy wat is die aanslag? Die jong mense wil nie meer die Here dien nie, die mense wil nie meer die Here dien nie. Ons moet iets doen om hulle in die kerk te kry. So wat doen ons? Ons hou in die aande 'n band. En ons speel lekker rowwe musiek om die jong mense in die kerk in te kry. En hulle kom, want dit voel lekker. Dit voel, regtig, dit voel lekker. En nou so bly. Kyk hoe baie is daar. Kyk hoe wonderlik is dit, liewe vriende. Maar daar verander nie 'n ding in hulle lewe nie, behalwe dat hulle sondaande nou nie meer voor die TV of ander plekke sit nie. Hulle is daarom aan die kerk. Maar hulle bly nog net so aangaan met hulle sondes, en hulle verkeerde verhoudings, en hulle drank, en al hulle dinge. Hulle bly net so aangaan. Had niks verander nie. En dan vra ons, wat is fout? In Amerika verwys hulle na die fall away rate. En wat hulle daarna verwys is, hierdie klomp jong mense wat so by die kerk was,
En hulle het so gedeel in hierdie dinge, met al hierdie musiek en al die goeters en die lekker voel, en lieve vriende, en toe hulle nou bietjie groter word, hoor nou, toe hulle ouer word, en hulle nou getroud, en self klein kindertjies en goeter, toe gaan hulle nie meer kerk toe nie. Nou noem hulle dit die volle way rate. Waarom gaan hierdie mense nou nie meer kerk toe nie? Hulle was dan altyd so by die jeug betrokke, hulle was altyd dan so al die, hoekom? Nou gaan hulle nie meer kerk toe nie. En die eenvoudige antwoord is, want hulle is nog nooit gered nie. Al hoekom hulle daar was is oor die vlees, oor die lekker voel, maar hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Want as hulle tot bekering gekom het, mense wat tot bekering kom in die huis van die Here, is lief vir die woord van die Here. Jy hoef nie vir hulle te sê om dit te doen nie, hulle doen dit. En nou, liewe vriende, moet ons oppas vir hierdie saak, dat ons selfs op kerklike gebied, verskoon, daar mag kom, om te sê, ons wil mense vir die Here wen, maar ons gebruik duiwelse metodes. Jammer, God het sy eie wonderlike heiligheidsplan en weg, dat mense by God uitkom, en as hulle dan by hom uitkom, kom hulle waarlik by hom uit. Hulle is waarlik vry van Satans mag. Hulle is waarlik verlos, liewe vriende. Hulle is oorgegee, hulle is toegewy, hulle is nou verhouding met die Here. En daarom moet ons weet, die Here seën nie programme en so voor nie, liewe vriende. Die Here seën hulle wat aan sy woord gehoorsaam is. Dis wie die Here seën. En daarom moet ons sekerlik op daai plek dan ook so wees. Liewe vriende, ons moet maar net dit weet om te sê, Here, ons sal doen wat U sê, die gevolg behoort aan die Here. Sou dit 'n groot impak in die wêreld gehad het as die Here in daardie oomblik sou toegee aan die duiwelse versoeking, liewe vriende, en van die dak afgespring het? Sou dit 'n groot impak gehad het? Ek weet nou nie of haar koerante daai tyd so seer was nie, liewe vriende, maar kan nie dink, hierdie man is gedoop deur Johannes die Doper, en hy is 40 dae weg, het ons nie weet waar hy was nie. Hulle sê hy was in die woestyn, en hy klim op die tempel se dak en hy spring, pleeg selfmoord. Wat 'n storie sou dit wees? En dis baie keer met baie van hierdie goed, liewe vriende, ons die Here moet vra, Here, help ons om net bietjie terug te staan en die groot prentjie te sien en nie net in daai oomblik die besluit te neem nie. Mag die Here ons help dat ons sekerlik sal sê, Here, ons doen wat U sê, en dis presies wat die Here Jesus gedoen het. Ek gaan doen wat my Vader wil hê ek moet doen, en die gevolge laat ek aan hom oor. En wat 'n wonderlike gevolge was dit toe nou nie. En mag ons sekerlik so handel dan ook, liewe vriende. 1 Korintiërs 3 vers 7 sê, soos hy dan wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Die derde versoeking, liewe vriende, is dit waar hier kom bied die Satan as die God van hierdie wêreld aan Jesus, die koninkryke van die wêreld. En eintlik om dit eenvoudig te stel, hy kom bied aan die Here Jesus die maklike pad uit. En liewe vriende, dis wat hy vandag nog doen. Ons lees dit in Matteus 4 vers 8 staan daar, weer neem die duiwel hom saam na baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. En dan weer eens die antwoord van die Here, wat ons daar lees in vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. En nou, liewe vriende, u sien, die duiwel wil gehad het dat die Here Jesus moes die kroon neem sonder die kruis. Met ander woorde, hier is die maklike pad uit. Al hierdie roem, al hierdie eer sal ek aan U gee, net nie Golgotha toe gaan nie. Net nie Golgotha toe gaan nie. U sien, die Here Jesus het gesê, ek sal eerder buig en die smart van Golgotha neem, die weg van Golgotha neem, en die wêreld vir my Vader wen. Ek sal eerder buig aan die smart van Golgotha deurgaan, liewe vriende, en so leef tot eer van die Here, sodat die loon in die hemel groot eendag mag wees, as wat ek op hierdie aarde enige loon sou ontvang. Dis wat die Here eintlik vir hom kom sê het, liewe vriende. U sien, Jesus se kroon het hy juis verkry deur sy lewe af te lê. En dis presies waar ons sekerlik ook moet wees dan ook. Die duiwel beloof ook aan u die maklike pad, liewe vriende, as hy net u lewe kan beheer. Hy beloof aan jou die maklike pad, as jy net die lewe kan beheer.
As die probleme van hierdie wêreld jou druk en dit raak te swaar om te doen, het die duiwel baie voorstelle wat jy moet doen hoe om hierdie probleme van hierdie wêreld te hanteer. Baie sondige, verwoestende voorstelle. Vir 'n oomblik help dit, maar liewe vriende, die verwoesting wat dit in jou lewe, die skade wat daarmee saamkom is so groot. Maar hulle wat sê, Here, ek het hierdie probleme in hierdie wêreld en ek gaan God se weg neem, liewe vriende. En nou wil ek gou vir u vra, wat is die antwoord uit die Bybel uit? Wat moet ons doen as ons probleme in ons het? Probleme het wat is te swaar vir jou om te dra. Dit is so, né? Daar's dinge wat te swaar is vir ons om te dra. Wat moet ons dan doen, liewe vriende? Weet jy wat sê die Bybel? As iemand ly, laat hom bid. In plaas van om na die bottel te gryp, sak op jou knieë. In plaas van om ander te beskuldig, gaan op jou knieë. In plaas van, liewe vriende, om vir die hele wêreld kwaad te wees en met soveel haat en kwaad in jou hart rond te loop, sak op jou knieë. In plaas van om met 'n grats en 'n wrok in jou hart rond te loop, om iemand anders by te kom en nagte om te lê en planne te maak hoe mense by te kom, gaan op jou knieë, sê die Here, en vra jou Vader wat in die hemel is. Vra hom. Die Here handel tog, liewe vriende. Dis nie net bid dat ek beter voel nie. Ek bid met die wete God sal optree, God sal handel. Hy verander sake, liewe vriende, die onmoontlikste dinge kan die Here kom doen en dat ek binne die wil van die Here sal wees. Liewe vriende, u sien, dit is absoluut wat die duiwel wil hê, dat u buite God se weg moet beweeg. Daarom sê Psalm 37 vers 5 en vers 4 sê die woorde: laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En in vers 4 begin eintlik wonderlik wanneer hy sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Hier is die uitweg, liewe vriende. Hier is die uitweg, nie die ander dinge nie. Hier is die uitweg wanneer hierdie versoeking na ons kant toe kom. Liewe vriende, u sien, ek kan nie 'n kind van die Here word as ek nie my sonde bely en neerlê voor die Here nie. Ek kan nie heilige lewe lewe as hierdie eie ek nie sterf nie. En die duiwel wil vandag vir mense sê, jy kan 'n kind van die Here word, jy kan nog aangaan met jou sonde ook. Dis 'n leuen. Hy wil vir kinders van die Here sê, jy kan die krag van God in jou lewe hê, sonder dat die eie ek hoef te sterwe. Dis 'n leuen, dit werk nie. Daarom bring die Here vir ons op daardie plek om te sê, Here, om vir ons te sê, my kind, wees wakker vir hierdie aanslag. Jy sien hierdie is absolute versoeking op geestelike gebied. Die eerste ene, liewe vriende, die eerste versoeking het gehandel oor die tydelike dinge, klippe en brood, tydelike dinge in my lewe. Die tweede versoeking op die dak van die tempel handel met my emosie, wat ek ervaar in hierdie lewe. My begeertes, dit handel daaroor. Hierdie derde versoeking handel oor die geestelike aspek in my lewe. En nie moet nie wonder nie, die duiwel versoek ons op al drie hierdie gebiede, en hy wil hê dat ons daarin moet val. Hier is twee belangrike dinge wat u dan moet onthou, liewe vriende, om staande te bly. En die eerste is, die Here Jesus was met die Heilige Gees vervul, dis waarom hy die duiwel so kon weerstaan. En dit mag dalk een groot rede wees dat u vandag agterkom, hoekom val ek dan so maklik in versoeking? Ek wil nie, maar hoekom val ek so maklik in versoeking? Hoekom het ek 'n staan en 'n val lewe? Ek dink die Here wil u lei na 'n punt om te sê, word met my gees vervul. Die Here wil u by 'n krisispunt uitbring om algeheel oor te gee. Die tweede was, die Here Jesus was vol van die woord van God gewees, liewe vriende. Hy het nie gewonder oor hoe hy moes antwoord, net om elke keer met die woord van die Here geantwoord. Alhoewel die duiwel, liewe vriende, uit hierdie versoekings uit een gedeelte in die Bybel gebruik het, Deuteronomium, die boek Deuteronomium het hy gebruik, Deuteronomium 8 vers 3 die eerste versoeking, Deuteronomium 6 vers 16 die tweede ene, en Deuteronomium 6 vers 13 is dan die derde saak, hoe die Here sekerlik hierdie dinge kom hanteer het dan ook. En daarom moet ons weet, die Here het geweet, hy het die woord van God gebruik, die duiwel het dit gebruik, maar die woord van die Here was sterker in hom, en daarom het hy dit so gebruik. Daarom, kind van God, is dit nodig dat ons uit die woord van God geleer moet word. Het is nodig dat dit vas moet wees in ons harte. Luister hierson. Daar is nie elke dag
elke oomblik van die dag, iemand by u, fisies, wat vir jou kan sê, jong, jy moet dit nou doen of jy moet dit nie doen nie. Daar is nie iemand by jou, liewe vriende, wanneer jy deur die duiwel versoek word, deur watter vorm, of dit nie deur die media is, of deur mense, watter vorm het ook al is, daar is nie iemand by jou, wat jy kan sê, hy moenie of moenie, moet of moet dit nie doen nie. Inteendeel, daar sal sekere dinge wees, wat u glad nie eers sou dink of oorweeg om te sê of te doen, as daar iemand anders nie teenwoordigheid was nie. Maar nou kind van die Here, nou is die Heilige Gees van God altyd saam met ons. Altyd. En hy weet van hierdie versoeking wat kom. En behalwe dat die duiwel hoe geweldig aanval, kom die Heilige Gees van God en hy kan u herinner aan die woord van God wat in die hart is. Dit wat jy in die hart gebêr het en jy kan die duiwel weerstaan. Daarom moet jy weet, al kom die aanslag, die oorwinning is daar. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So, hoor nou mooi, hierdie is nie net dat die Here enige sonde van my kan vergewe nie, dank die Here hy kan dit doen, maar dit is ook enige versoeking wat kom om my te wil kry om sonde te doen, is daar oorwinning. Dis hoekom die Here aan die kruis sy lewe gegee het. So mag u daarop staan dan. 1 Petrus 2 vers 22 en 23 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Jo, hier is nogal 'n teksvers, né? Liewe vriende, laat ons bietjie kyk, sê, as iemand anders jou begin sleg sê, hoe tree ons op? Liewe vriende, as ons begin swaar kry, dan is die eerste ding wat gewoonlik kom, ons begin bietjie te dreig, of sleg te sê, of ander te beskuldig. As dinge begin swaar gaan, dan klim maar nogal iets uit mense se karakter uit, né? En nou sê hy, maar die Here het dit nie gedoen nie. Waarom nie? Want hy het dit oorgegee aan sy Vader, wat regverdig sal oordeel. Alles wat hier op aarde aan die Here gesê is, aan hom gedoen is, wat hulle by die kruis gedoen het in Getseman, al hierdie dinge wat hulle gedoen het, liewe vriende, die Here het dit oorgegee aan sy Vader, wat regverdig oordeel. Nou kind van God, mag ons dieselfde voorbeeld volg. Hierdie teksvers wil ek net mooi sê nie dat 'n kind van die Here nooit opstaan en praat, dat 'n kind van die Here nie reageer nie. Natuurlik reageer 'n kind van die Here, maar die gesindheid waarna haar gereageer word is baie, baie anderste. Kinders van die Here is nie slappies wat lê en niks doen en almal loop oor hulle en doen net wat hulle wil nie, dis 'n verkeerde prentjie. Kinders van die Here staan vastig. Het ruggraat. Staan op vir die geregtigheid. Dis kinders van God. Met ietsie by, hulle het die regte gesindheid, die regte motief, wanneer hulle enigiets hanteer. En dis hierin wat die Here vir ons wil help. Mag die Here vir u help, liewe vriende, hierdie 3 versoekinge, op die tydelike dinge in die lewe, op jou emosie, jou begeertes, op jou geestelike. Dis die 3 aspekte waarin u moet waak, elke dag, wat die duiwel u wil versoek. En wanneer die versoeking kom, ek het nou nie die teksvers hier op nie, maar ek dink u ken dit, sê die Here, ons sal nooit bo ons kragte versoek word nie. Nooit. Dis die eerste belofte. Die tweede belofte, en saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee. 1 Korintiërs 10 vers 13. Dis die 2 beloftes. Hierdie versoeking is nie so erg dat jy nie kan nie, jy kan. Dit mag nou baie naby 'n match wees, maar dis nie bo nie. Dis onder, jy sterker om dit te kan. En die uitkoms is daar. Kyk net kind van God, die uitkoms is daar in die versoeking. Moenie laat die duiwel vir u sê daar's net 2, jy het net 2 keuses nie. Dis net dit of dit nie. Nee. Daar's altyd 'n derde God se keuse. Dis altyd daar. En dis wat die Here elke keer kom doen het. Mag die Here so vir u seën
en mag U tot eer van sy naam leef ook. Amen. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons kan saam bid in hierdie oomblikke, en ek kom vra ook dat U besonder met die kinders in hierdie oomblikke sal wees. En Here, en dat U vir ons sal bewaar. Gewoonlik is dit wanneer ons na groot oorgawes aan U kom maak het, Here, wat daar baie versoekings kom, soos wat dit ook was met U. Hier, daar by die Jordaan het U die oorgawe gemaak, in die woestyn het die versoeking gekom. En ons kom eer U, Here, dat U sekerlik ons in staat kom stel. En die mense hier wat oor Pinkstertyd in die afgelope tyd oorgawes aan U kom maak het en hulle lewe aan U kom oorgee het. En ons bid vir elkeen van ons, Here, dat U ons sal help om toegewyd aan U te bly lewe, om waaksaam te wees vir die aanslag van die ou sielevyand en daarmee saam ook, Here, ook na ons oë op U te hou en dat U die uitkoms elke keer gee. En dat ons in oorwinning sal leef en daarin sal groei. En soos U in die woord sê, gelukkig is daardie man, salig is daardie man wat die versoeking verdra. En Here, dat daar 'n kroon is vir hulle wat dit teestaan in die hemel eendag. En ons eer U dat U dit kom doen. Wees dan met ons. Seën ook vir ons in hierdie week en dat U verheerlik sal word. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan 'n slotlied saam sing. Meer heiligheid gee my, is 'n mooi gebed om te bid. En mag die Here meer van ons van dit gee, dan is dit baie makliker in die tye van versoeking ook. Gaan in vrede as jy vrede het, as jy nie het nie, bly oomblik agter, ons bid saam en die Here kom onderneem. As daar 'n kind van die Here is en jy sê, Here, ek het toegegee aan dinge, ek wil kom regmaak, die Here sal u sekerlik herstel. En jy maak met die Here reg en waak dan en leef in oorwinning. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.